Hallo julle, Jaap hier. Ja, ek praat oor 'n interessante onderwerp soos wat Jehovah se Gees my gelei het om hierdie bymekaar te sit. Ek het 'n paar dae terug gekyk na die woord AD om te sien wat dit beteken nou weer, want ek het al vergeet. En toe sien ek is Anno Domini en toe ek die woord Domini sê, toe bring Jehovah se Gees dit by my op. Dis dieselfde as wat jy maar hoor in die kerke, in die NG Kerk byvoorbeeld. Van die kerke noem hulle die ou wat hulle alles leer, die Domini. En toe gaan kyk ek na hierdie woorde spesifiek vir sy betekenis sodat ek 'n video daaroor kan maak, want Jehovah se Gees wil hê ek moet 'n video hieroor maak. Ek dink ek het iets soortgelyks van 'n video al gemaak. Maar vir een of ander rede moet ek weer een maak. Hierdie een gaan baie meer vleis om die bene as die vorige video as daar een was. Ek het nou al so baie video's gemaak, ek weet nie, ek kan nie eens onthou of ek een gemaak het oor hierdie goed nie. So Anno Domini is a medieval Latin phrase meaning in the year of the Lord. Ek gebruik ons nie hierdie AD as ek praat oor die tydlyn nie, want dit kom van die Rooms-Katolieke Kerk af en dis hoekom ek dit nie gebruik nie. Omdat hulle standbeelde se voete soen en allerlei ander mense en goed aanbid. Die saint tot die saints bid en tot Maria bid en hulle bid tot wie hulle wil. Ek sê ons maar CE vir die common era. Dominus is a Latin word primarily translating to master, lord or owner. Dis maar waar die woord Domini vandaan kom, wat ons in die kerke van hoor. Wat beteken? Meester, heer en eienaar. So beteken hierdie is jou eienaar geestelik, of jou meester, of jou heer. En daar's 'n probleem. Jy kan nie iemand dit noem nie, as dit kom by geestelike goed. Maar dis waaroor hierdie boodskap gaan in elk geval. Ek gaan 'n bietjie meer daarop uitbrei. Dan kry jy pastoor. The term comes from a Latin word pastor, which literally translates to shepherd, of herder, of skaapwagter. So hoekom sal jy jouself die skaapwagter of herder wil noem, is dit nie Joshua se rol nie. Dis wat by my opgekom het, toe ek dit sien. Toe dink ek dadelik aan die verse wat Joshua sê, hy is ons skaapwagter en basically eintlik maar die enigste skaapwagter vir ons, wat sy lewe vir ons gee. So hy is ons hoof skaapwagter. Moses het nie nodig gehad om vir die mense te sê, hy is hulle leier nie. Die mense kon Jehovah se salwing op hom sien en het outomaties geluister as hy praat. Ja, Moses het nie allerlei titels aan homself gekoppel. Ek weet nie hoekom ek dit hier al ingesit het nie, maar dit is nou maar hier. Hy het nie allerlei titels aan homself gekoppel en gesê, julle moet my nou julle leier noem, of dat noem nie. Jehovah se Gees deur hom het vir die mense gewys, hierdie ou is in 'n gesagsposisie. En ons moet luister wat hy sê, want Jehovah se Gees praat deur hom. En dit is hoekom dit belangrik is dat julle moet leer om sensitief te wees vir Jehovah se Gees, sodat julle kan weet vir wie kan julle luister. Dis nie te sê jy submit onder daardie persoon nie, maar ten minste weet jy dan vir wie kan jy luister. En so ons sien dat mense hou daarvan om hulle selfs titels te gee in die kerke. Daar's ander titels so, ek was al in 'n kerk, ek dink hulle was genoem die blou rokkies of so iets. Weet jy of julle van hulle al gehoor het nie? Ek was een keer in daai kerk of so, ek dink hulle prediker daar word genoem 'n oudste, so iets, 'n oudste. En so het hulle elke gemeente of verskillende mense het maar ander name wat hulle hierdie mense gee. Ons weet dat die Rooms-Katolieke Kerk byvoorbeeld noem hulle hom Vader. Paus beteken Vader. En ek het gehoor dat hulle die priesters onder die paus word ook partykeer Christusse genoem, of so iets, wat beteken maar gesalfdes. Ja, so gee hulle maar self titels, dit laat my baie dink aan die fariseërs, wat ook gehou het van die titels, en mense hulle leraars moet noem, of leermeesters, of wat ook al moet noem, hulle hou baie daarvan. Baie van hierdie mense het hierdie goed ook na hulle koppe toe gegaan in die Christenkerke vandag, wat die mense hulle die hele dominee en pastoor noem, en dan gaan dit na hulle koppe toe, dan dink hulle is soos demigods, en hulle kan sê wat hulle wil vir die mense, en hulle is mos nou die groot koppe in die kerk, en hulle is mos nou die baas, en jy is die klaas. Van hulle het so attitude gekry nou al.
Dit is 'n gruwel vir Jehovah, want sy gees werk nie deur so 'n persoon nie. Johannes 10, ek gaan nie die Engels lees nie, dis vir die Engelse video's. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Hier sê Joshua, hy is ons herder. Hy is ons pastoor. Ons kan nie ander mense gaan pastore noem nie. Joshua is ons pastoor. Hy is ons herder. Net soos die Vader my ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ja, Joshua is ons dominee, hy is ons pastoor. En hy lê sy lewe af vir ons. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Sien julle? Een herder. Een kudde. Nie klomp herders nie. Jy kan nie nou 'n klomp mense gaan pastoor en dominees noem en onder hulle gaan submit in die kerke nie. Jy het een herder. Dis baie belangrik. Ek gaan nou verduidelik hoekom dit so belangrik is. Hulle sal sy stem hoor. Hulle sal na sy stem luister. Dit is die hoofprobleem van ander mense herders en leiers noem in jou lewe. Pastore en dominees. Want hulle preek nie die waarheid nie. En dan is jy onderdanig aan daardie mense en dan sluit jy die deur vir jou as 'n openbarings, se salwing, se leiding. Dan verhoed jy Joshua om 'n verskil te maak of sy gees om 'n verskil te maak in jou lewe. Want jy het mos nou iemand anders gekies om jou alles te leer. Terwyl die Bybel sê dat Jehovah se gees is ons leermeester. Johannes 14 vers 26. As jy na mense luister wat ander boodskappe preek as Joshua, verraai jy jou herder Joshua. Dan behoort jy nie meer aan hom nie, want jy het nou 'n ander skaapwagter gekies. Mense kan luister vir Joshua se skape, want hulle ken Joshua se stem en boodskap. Ja, jy kan luister vir mense. Ek sê nie jy mag glad nie luister vir ander mense oor geestelike goed nie. Jy kan luister vir mense, maar jy moet onderskeid kan tref tussen mense wat valse leraars is, wat valsheid preek, en Jehovah se gees wat deur mense praat en die waarheid praat. En dit is nie so maklik nie, maar as jy sensitief is vir Jehovah se gees, dan gaan dit makliker gaan makliker wees. En om op daardie plek te kom, een van die dinge wat jy eintlik moet doen is gereeld vas. Jy moet gereeld vas. As jy kan, 1 keer 'n week vas, of party mense kan nie vas nie, dan sê ek vir hulle, doen intermittent fasting. Dit beteken jy vas, sê net maar 16 ure van die dag, en dan eet jy die res van die tyd, of 18 ure, of 20 ure, of so iets. Ja, en jy kan 'n ander tipe vaste. Jy moet jou liggaam verswak, sodat jou gees kan sterker wees. En jou as 'n gees deur jou kan sterker wees. Dis een van die maniere hoe jy meer sensitief kan wees, om jou stem te kan hoor deur ander mense, as hulle praat. En om dadelik sensitief, of dadelik te weet, wanneer as die alarmliggies afgaan, die gees laat die alarmliggies in jou afgaan, as jy na iemand luister wat nie deur jou se gees praat nie. So ek vra hierso, wie se skape is julle? Is julle Joshua se skape, of mense se skape? Ander mense, het julle ander mense oor julle aangestel, of is dit Joshua alleenlik? Julle kan nie 2 skaapwagters hê nie. En dan kry jy mense wat hierdie titels uitleef sonder om dit te gebruik. Ja, jy kry mense wat nie hierdie titels gebruik nie, maar hoe hulle leef, wys, kan hulle maar net sowel die titels gebruik, dit is maar dieselfde. Hulle wil hê jy moet onder hulle of iemand anders submit, onderdanig wees. Hulle het die dominee gees, demoon wat hulle dryf, soos die fariseërs. Ek noem dit altyd die religious spirit. En hulle probeer jou kry, deur intimidasie probeer hulle jou onderdanig maak aan hulle geestelik. En as hulle jou eers daar kry, dan kan daardie gees wat daardie persoon beheer, kan dan jou begin beheer, en kan jou begin affekteer. Ek het dit letterlik gesien in die kerk, een van die kerke wat ek was, hoe daardie gees versprei het soos 'n suurdeeg deur daardie kerk. Want een van die leraars in daardie kerk het die gees gehad,
En hy was baie bombasties en het mense probeer intimideer, maar hy kon my glad nie intimideer nie. Ek het vir hom skriftig gekwoteer. Hy het nog vir my kom sê ek moet onderdanig wees aan hierdie ander pastoor. So sê ek sal aan geen mens onderdanig wees nie. En toe kwoteer ek vir hom 1 Korintiërs 11, hierdie vers wat ek hier vir julle gaan lees. Toe sê ek vir hom, dis wat hierdie vers sê. So ek gaan nie aan jou of iemand anders onderdanig wees nie. Hy het natuurlik glad nie daarvan gehou nie en daai gees wat hom dryf het ook nie daarvan gehou nie. Maar ek het gesien wat dit doen aan die mense wat onderdanig was aan hierdie ou. Hoe hulle persoonlikhede verander het. Dit was nogal vir my so dramatiese veranderings. Baie van hulle was nuwe gelowiges. Hulle was aan die brand en vriendelik en bly en so aan. En dan kan ek sien so met tyd. En nie eers lank nie, maar met ter tyd hoe dat hulle geword het soos hierdie ou, hierdie leraar wat oor hulle aangestel is. En wat 'n jammerte is. En ek het ook gesien in die huiselle wat ek was daardie tyd, dat van daardie ouetjies daar dan optree as leiers in die huissel en hoe hulle dieselfde goed uitstraal of sê wat hierdie leraar sou gesê het. Ek kon gesien het dat die selfde gees dryf hulle ook nou. Ja. Okay, die vers wat ek vir daai gesê het was hierdie 1 Korintiërs 11. En dit sê, en ek prys julle broeders dat julle in alles aan my dink en aan die leringe vashou soos ek dit aan julle oorgelewer het. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Messias die hoof is van elke man. En die man die hoof is van die vrou, in die huwelik natuurlik. En Yahua die hoof is van Messias. So ons sien dat Yahushua die hoof is van die man, né? En in die huwelik is die man die hoof van die vrou, en dan is Yahua, die vader, die hoof van Messias. Dis hoe dit werk. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan. Die Engels sê dit bietjie beter, every man praying or prophesying, having his head covered, dis onder sy head. Having his head covered met wat? Sy hoof bedek met wat? Met 'n ander mens. Wat hom onderdanig maak aan 'n ander mens in plaas van Yahushua. Want ons het mos nou hier gesien, Yahushua is jou hoof. So as jy iets anders in sy plek plaas in jou lewe, wat nou jou hoof is, 'n ander man wat geestelik jou hoof is, dan doen jy Yahushua oneer aan. Mense, dit is 'n groot goed hierdie, is belangrik. Baie belangrik. Die idee hier is dat as 'n man geestelik onderdanig is aan 'n ander man of vrou, dan doen hy Yahushua oneer aan. Hy diskrediteer Yahushua. Hierdie ding, as mense dit doen, kan dit Yahuwah se openbarings heeltemal afsny in jou lewe. Dat jy heeltemal ophou, enigiets ontvang van Yahuwah af, van Yahushua af, van Yahuwah se gees af. Terwyl jy onderdanig is aan 'n ander persoon, jouself onderdanig maak aan 'n ander persoon, dan sny jy daardie, hoe kan jy sê, lewenslyn af na jou toe geestelik. Ek het dit ervaar in my lewe, presies net so. Wat ek in die kerk gesit het, ek het nie met daai mense eers dominees en goed genoem of wat ook al nie, maar net die feit dat dit lyk my dat ek daar gaan sit het in die kerke, het ek myself onderdanig gemaak aan mense. En eers toe ek die kerke verlaat het, toe skielik het ek begin openbarings ontvang weer. Maar terwyl ek na die kerkbanke gaan sit het ek niks ontvang nie. En dis waarna ek verwys hierso. As jy van Jehovah se gees wil ontvang, dan moet jy nie onderdanig wees aan ander mense nie. Maar die probleem is in hierdie kerke, en daar is nie 'n kerk daar buite, dink ek, waar jy gaan kry wat kan gaan sit en luister, wat jy waarheid gaan ontvang nie. So, al daardie kerke, basically gaan jou weghou van Jehovah se gees af. En wat Jehovah se gees jou wou leer. Die gawe van Jehovah se gees kom deur Yahushua se offer. So as mens se hoof nie Yahushua is nie, dan verhoed mens ook dat Yahushua se gees jou kan leer en dinge aan jou openbaar. Yahuwah is 'n jaloerse Elohim, so ook is Yahushua jaloers op sy kudde. Hy gaan nie sy plek in jou lewe deel met 'n ander mens nie. Hy gaan nie jou meester wil wees as jy ander meesters het op die kant, op die sideline nie. As jy 'n klomp ander meesters wil hê in jou lewe,
dan onttrek jy Joshua. Hoe kan hy dan kompeteer met hierdie ander ouens wat al hierdie nonsens in jou kop druk, week in en week uit, en nou moet Joshua dit probeer uitwas met die waarheid. Wie wen? Wie dink julle wen? Gaan kyk maar na die lewe, gaan kyk wie wen. Dis duidelik dat die leuns wen. Eers, jy moet jou onttrek van daardie leuns, en dan kan Joshua jou skoon was met die waarheid. Ek vermoed dit is hoekom ek eers openbarings ontvang het, toe ek die kerke verlaat het. Toe het ek vir die eerste keer alleenlik onder Joshua gesubmit, wat die deur oopgemaak het vir Johannes 14 vers 26 om te vervul. Maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, sy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Jehovah se Gees, mense, kan ons alles, letterlik mense, alles vir julle leer wat julle moet weet. Jy het nie enige mens op hierdie aarde nodig om alles te kan leer nie. Jy het net Jehovah se Gees nodig daarvoor. Natuurlik, Jehovah se Gees kan praat deur ander mense met jou. Jehovah se Gees sal toelaat dat ander mense op jou pad kom op een of ander manier, wat jou die waarhede kan openbaar maak, wat dinge kan verduidelik soos jy dit nog nooit aangesien het nie, wat dit basically maar net mense wat Jehovah se Gees gebruik om die lewe, om hierdie goed vinniger te versprei en in jou lewe in te bring. En dit is maar hoe dit ook maar werk. Jehovah se Gees gebruik mense, soos die Bybel sê, yster slyp yster. Jehovah se Gees kan mense gebruik om jou te slyp. En dis ook om ek sê, jy moet weet, jy moet leer om sensitief te wees, sodat jy kan weet, wanneer Jehovah se Gees iemand oor jou pad gestuur het, en jou iets wil leer. Dit is belangrik om sensitief te wees. Dit kom nou by my op, dat die Christene het baie bland geword in die kerke, afgestomp, dat hulle is glad nie meer sensitief vir die waarheid nie. Hulle dink, die drek wat hulle gevoer word daar op Sondag by die kerke is hemelse kos. Hulle dink daardie rillings wat hulle voel daar in daardie kerkbanke is Jehovah se Gees. Dis verskriklik mense. Dis regtig waar. Scary. Matteus 23. En hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die sinagoges en die begroetinge op die markte en om deur die mense genoem te word rabbi, rabbi, leraar, dominee, pastoor. Maar julle, laat julle nie rabbi, dominees of pastoor genoem nie, want een is julle leermeester, Messias, en julle is almal broeders. Jy kan mekaar broeders noem, nie pastoor en dominee en ander name wat hulle nou skamstige titel bo die ander gee nie. En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie. Vader soos 'n naam wat gesag gee. Is enige naam wat iemand gesag in 'n gesagsposisie plaas bo die ander. Enige naam wat daardie doel het. Soos in die geval sê hy vader. Want een is julle vader. Een is in daardie gesagsposisie bo almal. Dis natuurlik Jehovah. Hy wat in die hemele is. 'n Vader het gesag oor sy kinders. So as jy iemand jou geestelike vader noem, wys jy dat jy onderdanig is aan daardie persoon en nie aan Joshua jou hoof nie. Mense moet pas op, julle moet pas op wat julle sê. Pas op wat julle sê en doen. Hierdie goed het 'n groot impak in jou lewe. Dit kan groot moeilikheid veroorsaak vir jou, vir baie lank. Soos ek dink, hoeveel dekades het ek in kerke gesit en niks ontvang van Jehovah se Gees af nie. Nie omdat ek sleg gelewe het nie. Net die feit dat ek gaan sit het in 'n kerk. Want toe ek uit daai kerk uit is, het ek nie regtig iets besonders of anders gaan sit en doen nie. Ek was nog steeds soos wat ek is, maar ek het net skielik begin openbarings ontvang. So dit sê vir my dat die kerk was die probleem. Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester Messias. Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees. Wie homself verhoog, sal verneder word,
en wie homself verneder, sal verhoog word. Dis ook iets wat baie belangrik is hy die ware leraars, die ware teachers, waarna jy regtig kan luister, hulle sal die nederigste mense wees wat jy ken. Hulle sal verskriklik nederige mense wees. Maar dis die mense wat die naaste aan Jahwe Gees is, wat die meeste van Jahwe Gees ontvang. Die Bybel sê al reeds al vir ons, dat Jahwe weerstaan nie hoogmoedig is, maar hy gee sy genade aan die nederig is. En hy openbaar ook sy geheime aan die nederiges, nie aan die hoogmoediges nie. Daar's klaar 'n teken vir jou, as jy wil weet of iemand deur Jahwe se Gees gelei word, en dit spreek wat van Jahwe se Gees afkom. As hulle nie nederig is nie, weet jy, hulle ontvang nie van die Jahwe se Gees af nie. Vermy daardie tipe mense, wat so hoogmoedigheid uitstraal. Vermy hulle soos die pes. Jesaja 8 vers 20. Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dagraad het nie. Die Engels sê dit vir my beter, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. En dit is die ding met die kerke, die mense gaan sit aan daardie banke, en soos ek gesê het, hulle dink hulle ontvang hierdie hemelse kos, maar hulle ontvang duisternis. Daar kom duisternis uit daardie mense se monde uit. Daar kom drek uit hulle monde uit, en daardie mense slip het op daar in die banke. Daar's geen lig wat uit daai mense uitkom nie. Hulle preek nie die gebooie nie. Hulle sê nie jy moet die gebooie onderhou nie. Hulle verwerp die gebooie. Maar dan dink die mense, hulle kry hemelse kos. Hulle besef nie eers meer wat is duisternis nie. Hulle kan dit nie eers meer raak sien nie. Hulle kan nie eers sien dat hulle sit daar in duisternis. Hulle dink dis lig. Dit wys net hoe ver baie mense afgedwaal het van hulle verhouding met Jahwe. Dat hulle actually dink, die duisternis waarin hulle sit is lig. En ek kan dit nogal getuig, toe ek in die kerk uit is, en ek het geestelik begin groei en so aan, en openbarings ontvang, het ek met tyd besef, en hoeveel duisternis ek eintlik was met die kerke, dat jy niks daar ontvang het nie. Dit is baie duister gewees, baie erg. Maar mens besef het nie terwyl jy daar sit nie. En as jy terugkyk, nadat jy nou in die lig, meer in die lig is, en nader aan die lig begin beweeg het, dan kan jy half nie glo dat jy so blind was nie. Dat jy nie eers kon raak sien dat jy in die duisternis was nie. Dat jy toegelaat het dat mense jou so mislei. Ek voel actually skaam vir sekere goed wat ek toegelaat het wat mense my mislei het, as ek nou terugkyk. Maar ek is net dankbaar dat Jahwe mense die geleentheid gee om daarby uit te kom. Om actually in die lig te kan begin kom, te kan begin beweeg. En hoe meer jy van die lig ontvang, hoe meer besef jy hoe ver jy van Jahwe af is. Dit is amper soos as hoe meer jy leer, hoe meer besef jy hoe min jy weet. Dit is maar dieselfde. Dit is die probleem as jy onder iemand submit. As hulle nie deur Jahwe se Gees gelei word nie, is jy in die moeilikheid. Die Bybel sê immers, blinde lei die blinde en albei val saam in die gat. As jy deur woord en aksie wys dat jy onderdanig is aan 'n ander mens wat nie lering ontvang van Jahwe se Gees nie, dan is daar 'n moontlikheid dat Jahwe se Gees nie gaan ingryp nie. Jy moet eers wegdraai van die misleiers, dan sal Jahwe se Gees ingryp. Ja, mense, en hierdie kan baie lank vat. Dit kan jou hele lewe vat. Party mense sit dalk tot in die kerke tot hulle 60 is. En dan eers begin hulle van Jahwe ontvang nadat hulle die kerk verlaat het. So 60 jaar weggesmyt van hulle lewens. Hierdie is 'n groot rede hoekom so min mense oop is vir die waarheid en nuwe openbarings. Want hulle is nog in boeye by 'n kerk onder die gesag van Lucifer se leraars. Dit was my ervaring.
soos ek nou vir julle verduidelik het, dit was my ervaring ook. En dit is nie asof hierdie ouens demoniese boodskappe gegee het eers nie. Dit het geklink of hulle uit die Bybel uitpreek, maar hulle het nie lig gehad nie. Soos daai vorige vers gesê het, to the law and the testimony, if they do not speak according to this word, hulle het nie dit gepreek nie mense, so hulle het eintlik duisternis gepreek. Hulle het verse gekwoteer, maar hulle het nog steeds Jahwe se wet verwerp. Hulle het verse gepreek en allerlei ander boodskapies, nice, lekker dinge gepreek wat mooi klink op die oor, dat jy beter voel, ja, ek was daarom by die kerk in die week, so ek hoef nie meer skuldig te voel nie. Maar daardie woorde het geen krag gedra nie. Dit was nie kos nie. Jy is honger huis toe. Jy is honger huis toe. Die meeste mense in daardie kerke lyk soos irritering advertensies. Hulle kry geen kos nie. En hulle dink daardie krummeltjie wat hulle dalk van die kerk af kry, dis kos. Dit laat my dink ook aan die visioen wat Jahwe iemand gegee het wat vir ons het gedeel het, dat hy vir ons gekyk het en sê, hy sien Jahwe sit 'n steak voor ons om te eet. Wat beteken dat Jahwe sit vaste kos, geestelike vaste kos voor ons om te eet. Wat beteken dit het ons nie in die kerk gekry nie, want net daarna, nadat hy dit met ons gedeel het, het Jahwe ons gelei om die kerk te verlaat, en toe ontvang ons die vaste kos. Eers toe het ons begin vaste kos kry by Jahwe. Voordat het was ons happy met krummels. Verskillende mense het verskillende hoeveelhede van Jahwe se gees, volgens hul vlakke van nederigheid, gewilligheid, om te luister vir Jahwe se gees en gelei te word deur sy gees. Almal is nie dieselfde met dit nie. Net soos Jehoshua die absolute volheid van Jahwe se gees gehad het, en sy disippels heelwat minder. Jehoshua, hierdie volgende verse wat ek gaan gee, verduidelik hy 'n bietjie van wat alles jy moet doen om die volheid van sy gees te kan hê, en kan hê dat sy gees volkome deur jou praat. Dit is moontlik, maar jy sal verskriklik baie moet opoffer om by daardie punt uit te kom. Maar hoekom ek hierdie genoem het, is ook dat verskillende mense het verskillende vlakke van waarheid in hulle lewens, wat hulle bereid was om te ontvang. Jy moet bereid wees om 'n waarheid te ontvang. Jahwe gaan jou nie dwing, 'n waarheid op jou afdwing nie. Daar's nie 'n manier nie. Jy moet gewillig wees om dit te ontvang. Hy gaan jou nie vasdruk en dit in jou keel afforce nie. Daar's nie so 'n ding nie. Jy is gewillig deur nederig te wees, deur te weet dat van die goed wat jy glo is leuns. Van die goed wat jy glo was tradisies, gemors wat vir jou geleer is van kleins af, goed wat jy moet opgee voordat jy die waarheid kan ontvang. Dis soos jy hou 'n klomp goed in jou hande vas, in jou arms vas, en jy moet dit eers los, voordat jy iets anders in jou hande kan sit, in jou arms kan sit om vas te hou. En baie mense, meeste mense, is nie bereid om daardie goed te laat gaan, wat hulle van kleins af geleer is, al daardie nonsens in die kerke wat hulle geleer is. Hulle is nie bereid om dit te laat gaan nie. Byvoorbeeld, die tydlyn. Bitter min mense is bereid om te gaan kyk na die tydlyn, want hulle wil nie hoor dat hulle verkeerd is nie. Hulle is van kleins af geleer, hulle wag vir die groot verdrukking. Hulle wag vir 1000 jaar vrederyk, hulle wag vir 'n wegraping, hulle wag vir al hierdie goeters. Maar hulle is op die heeltemal verkeerde plek op die tydlyn. Ja, hulle moet eers al daardie goed laat gaan. Dan kan Jahwe vir hulle begin die regte waarhede, die regte geskenke in hulle hande sit. Dit wat actually hulle lewe baie gaan baat en in die toekoms gaan help. Want as jy die waarheid kan weet oor alles, oor baie dinge, soos die tydlyn byvoorbeeld, as jy daardie waarheid weet, gaan dit baie moeilik wees vir Lucifer om jou te deceive, om jou te mislei in die nabye toekoms. Hy het baie planne gemaak vir die Christene mense, en ek sê julle nou, meer as 90% van die Christene in die wêreld gaan mislei word. Want hulle wil nie hoor nie, hulle wil nie die waarheid hoor nie, hulle wil nie weet van die tydlyn nie, hulle dink, ag, dis sommer nonsens daai. Dis nie eers belangrik nie. Hoe is die tydlyn belangrik? Ek kan nie my tyd mors met die tydlyn nie. Maar Lucifer het al sy plannetjies gekoppel aan die tydlyn. Vir solank jy glo, jy is op die verkeerde plek in die tydlyn, is al daardie goed in plek vir jou.
en gaan jy mislei kan word as dit gebeur. Books of the Nazarene 2 verse 17. They had said, when you find someone so filled with the power of the Spirit, set apart Spirit, he can hardly contain it. You will know him for one who will baptize with the cleansing power of the set apart Spirit. Dit is wat Johannes die Doper ontvang het. Jehovah het aan hom openbaar, dat die persoon wat hy sien, wat so vol is van Jehovah se gees, dat hy dit amper nie kan inhou in sy liggaam nie. Hy is so gevul met Jehovah se gees, dit wil sommer uitbars uit hom uit. En dis die persoon wat hy weet, sal die mense kan doop met die gees. En aan 'n ander plek in hierdie boek sê dit ook dat Joshua het selfs in die daglig, kon sy disippels, en ek seker dat die ander mense kon dit ook, so pers lig wat so om hom skyn. Daar was so lig wat om hom geskyn het. So vol was hy van Jehovah se gees. Waar sy disippels kon in die aand, kon hulle 'n ligte, 'n faint light om hulle self sien. Maar vir Joshua, hy was so bright. En wel, hulle kon dit raak gesien het, dat hy, en hulle het dit vir hom genoem, en toe dis ook partykeer wat hy dan vir hulle verduidelik het, hoekom dit so is. Dat die lig in hom, wat uit hom uitskyn, is so veel sterker as wat hulle ontvang, of wat hulle het. Want dit was, dat hulle nie baie opgeoffer het, soveel opgeoffer het soos hy, tot op daardie punt nie. En dit is hoekom dit so groot verskil was. Nie dat hulle dit nie kon gehad het nie, maar hulle het nog nie op daardie punt gekom, waar Joshua was nie. Een van die maniere hoe mense daarby uitkom is deur vas en bid. Books of the Nazarene 10 vers 29 en 30. Father's desire. As I am, so is the Spirit. As I am, so shall all his children be. For I am the pattern for all men. I am emptied of worldliness in order to hold the set-apart Spirit, and I am an answer to the Father's creative word. A pitcher half filled with water would hold less oil than an empty one. If wine is poured into a jar containing water, the wine is diluted. So when men say, what purpose does it serve to forego worldly pleasures? Ja, so wat Joshua sê, as jy ander goed in jou lewe het, wat jy nog nie opgeoffer het nie, en deur vas en bid, van hierdie goed kan uit jou lewe uitkom. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy nie soveel van jou se gees kan dra in jou lewe nie, of kan hê in jou lewe nie. En Joshua het so baie gehad, want hy het verskriklik baie gevas en bid. So hy het baie van jou se gees in hom gehad. Soos hy sê, I am emptied of worldliness. En ook omdat hy perfek was, dat hy geen sondes ooit gedoen het nie, het hy ook die volheid van jou se gees in hom gehad, want hy het nooit gesondig nie. Ja, so geen wonder, hy was soveel meer gesalfd as die ander mense om hom, want hy het nie eers gesondig nie, en hy het nog gevas en bid ook die hele tyd. Books of the Nazarene 18 vers 6. And he answered, I am the son of Elohim and the servant of man, who of himself can do nothing, but being filled with the power of him who overshadows me, one to whom all things are possible. Ja, Joshua het geglo dat hy in homself hy niks kan doen nie, maar dit wat hy doen wel op die aarde, wat hy gedoen het, was absoluut deur Jehovah se gees. Hy het dit absoluut geglo, dat dit is gedoen deur Jehovah se gees. Daar is ook 'n vers wat hy sê, dat hy is 100% mens gewees. Hy was nie 'n demigod of enigiets nie. Hy was 100% mens. Books of the Nazarene 18 vers 60. Joshua was referring to the power of the Spirit, which filled him as no other man had been filled. Ja, dit maak vir my sin, maar Joshua was die meeste gevul met Jehovah se gees van alle mense wat ek glo ooit geleef het. Ek wil net hier afsluit met hierdie woorde dan. Hoe meer 'n persoon onderdanig is aan Jehovah se gees om deur hulle te praat, hoe meer akkurate lering gaan jy by hulle ontvang. Dit sal beteken daardie persoon moet afstand gedoen het van soveel as moontlik struikelblokke, tradisies, misleidings wat hulle opgetel het met tyd.
Dit klink eenvoudig, maar bitter min mense is bereid om hul rug te draai op hul tradisies, wat hulle van kleins af geleer is. Dis maar soos wat ek vroeër ook genoem het. Ja, en bitter min mense is bereid om hierdie pad te loop. Dis nie lekker om te hoor jy was verkeerd nie. Mense hou nie daarvan om te hoor hulle was verkeerd of hulle was misleid nie. Dis nie lekker om te hoor iemand het jou om die bos gelei nie. Niemand hou daarvan nie. En dit is ook maar een van die redes hoekom baie mense nie regtig dan wil hoor van die waarheid eers nie. Want dan gaan hulle begin besef dat ja, hulle is misleid. En dis nie lekker nie. Dan word hulle sommer kwaad. Hoe kon hierdie mense dit aan my gedoen het en so aan. Maar aan die einde van die dag, baie van daardie mense wat jou mislei het, is self misleid. So dit is maar so, dit gaan maar so af, in die lyn af. Dis nie net jy wat misleid was nie, daardie persoon wat jou die misleiding gegee het, hy was weer misleid, as hy gegaan het vir opleiding vir 4 of 7 jaar daar by, waar ook al, universiteit of waar ook al. Daar het hulle hom weer mislei. Ja, ons almal het maar misleidings opgetel met ter tyd, waarvan ons ontslae moet raak, en jou se gees kan ons lei en wys, wat is misleidings en wat is die waarheid. En dit is lekker as mense oopgaan vir die waarheid, om dit te kan raak sien uiteindelik. Baie van die skrif wat mense altyd gelees het en nie verstaan het nie, skielik verstaan jy dit. Dit is regtig baie lekker en ja, dis die moeite werd. Dis moeite werd. Ek kan beaam dat dit is nie lekker om te hoor al die kere wat jy mislei was nie, maar mens kom daar oor en daar verby en jy gaan aan met jou lewe en dan begin jy maar van vooraf bou, van die grondvlak af bou, jou geestelike lewe. Want jy moet mos nou al hierdie ander bakstene afbreek wat jy gebou het deur jou lewe wat skeef was en verkeerd gebou was. En jy moet nou maar weer oorbegin van grondvloer af, grondvlak. En dit begin regbou met die waarheid. Ja, party mense is dit moeilik om daardie mure af te breek in hulle lewens wat hulle opgebou het met ter tyd. En hoekom ek hierdie video mag gedoen het, is sodat julle kan sien, een van die redes hoekom daardie mure daar is maar omdat jy in die kerk sit. Omdat jy sekere mense dominee of pastoor noem. Omdat jy jouself onderdanig maak aan ander mense en nie net onderdanig is aan Jahoua se gees en Yahushua nie. Ja, jy moet jou onderdanig maak net aan Yahushua mense, soos ons mos nou gelees het in 1 Korintiërs 11. Hy is jou hoof. Niemand anders is jou geestelike hoof nie. Maak Yahushua jou hoof en vra hom dat sy gees jou leermeester sal word en jou leermeester sal wees. As dit beteken jy moet uit jou kerk uitgaan, dan is dit nou maar so. Ek weet, dit gaan nie maklik wees nie. Kyk, volgens my persoonlikheid was dit nie vir my so moeilik nie. Ek is maar 'n mens wat baie op my eie kan wees. Ander mense het mense om hulle nodig, so dit vir hulle gaan moeiliker wees. Maar bid hieroor en dat Jahoua se gees jou lei in wat jy moet doen, die stappe wat jy moet neem. Jy kan nog steeds maar by mekaar kom by ander mense en gaan kuier, soos jy wil, as jy sê nou maar 'n kerk sou verlaat het. Een van die dinge wat ek nogal gemis het, was die singery. Maar, soos my vrou my gesê het, sy het 'n hele ruk terug, wat sy weer een keer probeer kerk toe gaan het met die kinders, en van die liedjies wat hulle gesing het, van Jesus is die naam bo alle name, toe voel sy wil net uit die kerk uitkom, want dit is mos nie die waarheid nie. Jahoua is die naam bo alle name. En ander goedjies wat daar geplaas het voor wat die mense sing, en wat maar gekoppel is aan die 3 eenheid stories. Ja, daar het sy besef dat sy kan nie 'n kompromie aangaan nie, sy kan nie teruggaan en gaan sit daar in die kerk en voorgee dat sy is nou maar fyn met hierdie goedie, want sy het nou al te ver weg gegroei daarvan af. Te ver weg beweeg daarvan af om nou weer daar te kan inspring. Ja, dit is maar hoe dit werk in die lewe. Ja, maar aan die einde van die dag gaan dit oor jou verhouding direk met Jahoua en Yahushua. Dit is die belangrikste, mense. Plaas dit eerst in jou lewe en vra dat Jahoua se gees
jou leermeester sal wees en alleenlik jou leermeester sal wees. En dat Jahweh se Gees selfs mense sal stuur oor jou pad wat jou kan leer in die waarheid, wat jou kan lei in die waarheid. En dat Jahweh se Gees jou sal help om sensitief te wees, om raak te sien watter mense gaan jou om die bos lei, of probeer jou om die bos lei, of probeer jou intimideer. In die tyd waarin ons leef, mense, gaan dit baie, baie erg word. Die misleidings gaan nog erger word as wat dit nou al reeds is. Ja, en ek sien dit soos met, hierdie sal nou die laaste punt wees. Die spring op soos parastoele, die mense wat sê Kanaan is in Amerika. En toe vandag kom dit by my op, bring Jahweh se Gees dit by my op, dat toe Joshua op die gebore is, in daardie tyd was daar baie mense wat opgespring is soos parastoele, wat gesê het, hulle is anointed, hulle is soos Messiasse, soos Simon Magus, en daar's 'n klomp van hulle. As jy verskillende historikuste se boeke lees jy van hierdie verskillende ouens wat baie mense mislei het in daardie tyd. Want Lucifer het ook geweet naastenby watter tyd gaan die Messias sy verskyning maak, en toe het hy nou sy eie valse Messiasse en mense daar opgerig om die mense te mislei. Maar dieselfde nou met hierdie tyd waarin ons nou is, waar die tweede Exodus moet gebeur en die Israel, wit nasie by mekaar moet kom in Suid-Afrika, nou weer eens bring Lucifer sy misleidings in, en hy laat mense oppop soos parastoele wat sê, nee, Kanaan is in Amerika, nee, Kanaan is in Australië, Kanaan is in Engeland, en die Philippines, daar selfs iemand wat sê, dis in die Filippyne, en ja, nee, dis nou skielik oral in die wêreld, of in Japan, of wat ook al. Ja, dit wys ons nou eintlik, waar is ons op die tydlyn, weer eens, dat ons is voor die deur van die tweede Exodus. En Lucifer wil nie hê mense moet weet waar hulle by mekaar moet kom nie. Maar ja, dit is wat ek vandag besef het toe ek van daai video sien van nog iemand wat begin video's maak het oor Amerika is die beloofde land. Ja, dit is nog gelagwekkend. Dit is eintlik maklik om hierdie goed af te skiet. As mense nou al reeds baie studies gedoen het oor hierdie goed. Die eerste ding wat ek vir daai mense begin sê is, ongelukkig het Amerika nie die Bybelse diere daarso nie, so dit kan nie die plek wees nie. Dis die eerste ding wat ek noem altyd. Soos kameelperde, renosters, volstruise. Jy kry nie daai goed in Amerika nie. So, hoe kan dit dan die beloofde land wees? Maar in elk geval, dis die storie wat ek julle wou gespin het vandag. Wat Jahweh met julle wou gedeel het. En soos ek sê, gaan bid hieroor en vra vir jou se leiding oor hierdie goeters. En sê vir jou ook dat jy is jammer as jy ander mense bo hom aangestel het oor jou. As jy ander mense bo Joshua aangestel het, of in Joshua se plek ander mense aangestel het bo jou, geestelik. Bely dit en vra jou om jou te vergewe daarvoor en hou op om dit te doen. Ja, dis die beginpunt. En dan kan jy van daar af met jou werk en dinge in jou lewe verander. En mense, dis 'n lekker pad. As jy op daai pad kom, né, dit is regtig lekker. Dit is lekker om jou se openbarings te begin ontvang. Maar dit kos 'n prys. OK, groete julle. Bye.